En ons is live op TikTok en Facebook. Ja, so ek is nou nogal opgewonde om hierdie live aan te bied. Daar is baie mense wat gaan inskakel op hierdie live, en die coaching vriende gaan ook nou live inskakel, en hier is hulle nou juis lekker op die Google Meet link wat ek vir hulle gestuur het, en Heinz is hier so, daar is Heinz en Tinus en Marcel. Alright, daar sê, hallo Tinus, hallo Marcel, hallo Heinz, Nancy. Hallo Kobus, gaan dit goed? Goed en jy man? Goed, dankie, die klagtes nie. Wonderlik, ek is so dankbaar, julle is hierso. Ja, nee, het ons nou 'n klomp lekker getuienisse, aanlei, ek glo sy sal ook nou hier wees. Sy het nou vir my 'n voor- en na-foto gestuur eens, en jy moet sien hoe wonderlik het sy getransformeer, en dit is net fantasties. Ek moet net vir Albert ook welkom sê, hallo Albert, en daar sê, hierso is Isabel ook nou, daar sê, en Michelle, hallo Michelle, lekker om julle hier te hê. Dag sê Albert, gaan dit goed? Dankie. Goed inderdaad. Leef maar sommer baie goed, vandat jy is, gaan dit sommer beter met ons almal. Baie dankie. Daar sê Salome, baie dankie dat jy ook hier is, baie welkom. En hier kom al die coaching vriende in, dit is net so lekker om hulle te ontvang. As Andrei, en daar is ons aanlyn nou juis. So, die mense op TikTok, hulle sal nou die video sien, ek het nou gou so 5 minute voordat ons nou die live begin doen het, toe bel ek gou vir aanlyn, toe vra ek, kan ek hier daai foto's net deel, wat sy met my gedeel het nie, ek vra maar altyd toestemming, dit is 'n voor- en na foto, en wat amazing getuienis daardie aanlyn, baie geluk hoor. Dankie. Yesterday. Ek dink jou man is baie beïndruk, of ek weet hy is baie beïndruk met jou. Ek dink dit is vir hom nogal, het is pragtig om te sien. Ek dink, want ek het vanoggend met Nicolien gepraat, dit is nou, Nicolien se man hy is ook 'n Johan, hulle is nou hier van Naboom, en Johan het nou weer, en Nicolien, beide van hulle het so getransformeer, maar Nicolien sê vanoggend vir my, hoe lekker is dit vir haar om te sien hoe haar man die wenne kry, jy weet, en ek dink dit is as eggenoot is dit 'n groot vreugde in 'n mens se lewe, jy weet, om dit te kan deel. Ja, so kom ons hoor bietjie daar sy, so ek ben net iemand nou groet hierso, iemand het nou ook in die bootcamp ingekom, ek kan nou net nie sien wie, Hannelie, hallo Hannelie, lekker om jou hier te hê, gaan dit goed? Ja, dankie Chris. Dit is goed. Goeienaand almal. Ja, sê, nee, goed. Nou ja, ek wil net gou voor ons nou gaan wegspring, ek wil net daarom die mense groet hier op Facebook en TikTok, en as julle die like knoppie kan druk, dan sal dit sommer gaaf wees. So as jy dalk op TikTok luister, Karina, sien ek is ook daar so, Karina, jy moet weer 'n bietjie terugkom, Karina, like die live, nou, vir die coaching vriende wat nou nog nie vir Karina ken nie, dit is Lillian se sussie, ja, so sy is, van die begin af, sy 'n coaching vriendin, en ons het, ek en Karina, en Lillian, en nog ander coaching vriende, ons het 'n witbord hier so in die kantoor, en toe het ons 'n live een keer gedoen, en ons het nie geweet, ons wil 'n ding begin, ons wil 'n bootcamp begin, maar ons het nie geweet wat om dit te noem nie, ons het nie geweet dit gaan 'n mindset bootcamp wees nie, toe skryf ons 20 name neer op die bord, en Karina het gehelp kies aan watter naam ons moet kies, ja, kan jy glo, so, maar sy het vir my gesê, ek het kommunikasie met haar gehad, nou onlangs, toe sê sy wil nou weer terugkom, jy weet, op die coaching en dit, so ek sien er nogal uit daarna, sy's 'n regte ambassadeur vir Carnivore, hoor, en so, as ek het sien, hier is nog iemand wat wil inkom, ja, so, dan, so is 2 mense, is Ronel en Nicolien, ja, hallo Ronel, hallo Nicolien, gaan dit goed met julle?
Gaan goed, dankie met jou, Kobus. Nee, baie goed man, hoorie, ek wil net vir jou baie dankie sê vir vanoggend se getuienis en saampraat. Ek het vanoggend so live gegaan saam met my vrou en ek het die video ook gedeel in daardie resepte wat ek nou uitgestuur het en so, maar dit was nou net 'n ingewing van die oomblik ding gewees, ek het dit nie geskeduleer nie, en toe was ons op TikTok en Facebook live gewees en toe, toe het ek nou maar vir die coaching vriende gesê, gebruik sommer dieselfde link as wat ons vanaand sou gebruik het, en toe het Nicolien ingekom en toe het sy nou lekker saam gepraat en dit was nou sommer baie goed gewees. Ja, so vir die mense wat nou nie weet op Facebook waaroor dit gaan nie, ons het coaching vriende wat huidiglik in 'n Google Meet meeting is en dit is tipies wat jy op 'n mindset bootcamp kan verwag. Jy kan al hierdie wonderlike mense wat ek elkeen ken ontmoet op 'n Google Meet en dit is 'n veilige omgewing waar jy saam met hulle kan praat. Jy weet, mense soos byvoorbeeld Gustav wat nou net hier ingeklok het op die Google Meet. Gustav het 63 kilogram verloor, so jy weet, en Johan, dit is nou Nicolien se man, het ook nou hierin geloop op die Google Meet en ek dink hy sal 27 kilogram af of iets in daai lyn, maar dit is die tipe mense met wie jy wil assosieer. Nou ja, maar ek praat nou al hopeloos te veel, ek gaan nou begin stil bly, so ek gaan nou vir die coaching vriende vra, want hoe ons nou maar altyd werk op 'n mindset in die lives is maar eintlik maar dieselfde amper. Ons gee nie mediese advies nie, maar jy kan jou opinie gee en jy kan sê wat het vir jou gewerk en wat ook al, dit is goed. Maar 'n mens moet maar altyd hierdie inligting met 'n mens se dokter bespreek. En dit is maar altyd goed om coaching te begin doen en jy sal ook hoor die coaching vriende beveel dit aan, want om op jou eie te sukkel is ook nie altyd 'n slim plan nie. Maar in elk geval, so die coaching vriende weet nou al, daar's 3 kolletjies op die onderkant van die skerm en as jy op daai 3 kolletjies klik, dan kan jy jou hand opsteek, daar's so 'n virtual hand opsteek knoppie en daar's 'n mikrofoon en 'n kamera knoppie en dan kan julle net asseblief graag voorstel en sê wie julle is en hoe lank julle karnivore doen en al die dinge. En dit is nou goed, baie dankie. Gustav, jy kan sommer eerste wegspring, baie dankie man. Hey, nou sê almal. Ja, sê, jy praat van wat, hoe die regte ding doen of verkeerde ding doen, of wat het jy nou gesê? Ja? Ja, so, kom ons begin by die verkeerde ding, by julle lewe was 'n verkeerde eetery. Natuurlik op en af wat plank van dieet na dieet en allerlei nonsens. En nog 'n verkeerde ding is, toe begin ek nou karnivore doen op my eie. En dit het ook nie gewerk nie, want jy kyk videoetjies van oorsee en die ouens eet dan verskriklike goed op hulle karnivore. En ja, en gelukkig het ek nou by jou uitgekom daai tyd, dis nou al jaar en 9 maande later. En ek het nog een dag omgekyk en spyt gewees ek het by jou aangesluit nie. Ek is van my bloeddrukpille af, totaal en al af. Ek was gelukkig op geen ander chemiese pille en goede nie. En ja, 63 kilo af. En het gaan goed met my. Ek is baie meer aktief as wat ek al die jare was. Ek was maar 'n ou coach potato, wat sê hulle vir dit. Maar baie lief gewees vir ons sit. Nou kan ek lekker gaan loop. En nou myself besig en so aan. So ja, ek is er nog lang van klaar af, maar ek gaan eers klaar wees met karnivore as ek my oog op finaal toemaak. So, ja, want dit is my net baie lekker om te doen, baie maklik om te doen, en die gesondheid, goeders wat met dit saamgaan en goeders is net 'n wen-wen vir my, en ek is seker daarvan vir almal wat dit reeds doen ook. Ja, wonderlik, Gustav, en ek wil jou regtig gelukwens met die manier wat jy dit doen. Karina ken jou, ek het nou net voor jy in die bootcamp ingekom en toe sê ek, hoorie so, maar Karina is daar op TikTok, sy druk daai like knoppie, laat dit kraak, hoor. Onthou jy vir Karina wat saam met ons coaching gedoen het? Ja, sy klik daai nou, sy druk daai tap, daai TikTok se skerm, want as jy skerm so tap, dan druk hy die like knop, en sy kap hom nou kwaai, hoor.
En, ek moet nooit vergeet. Ek dink sy het gister of eergister verjaar. So, oei, is dit nou nie? Ek het daai 'n bietjie vergeet. Maar, ja, so, maar sy kom weer terug op coaching en dit is wat lekker maak. Ek het vandag ook 'n coaching sessie gehad met 'n ou coaching vriend, Gustaf, wat bietjie weggegaan het en toe nou teruggekom het. En dit is wat gebeur en dit is fyn. Jy weet, die coaching vriende kom terug en is lekker om weer kontak te maak en so. En ja, dit is vir my baie mooi. Ja, maar ek wil nou eers bietjie vir jou 'n paar vrae vra as jy my sal toelaat en baie geluk met die 63 kg af. Dit is amazing en ja, so ek wil eintlik net by jou hoor, nee, en ek weet ek het dit al 'n paar keer gevra, maar hoe kry jy dit reg om op die stryd in die narrow te bly? Wat is jou motivering? Hoe kry jy dit reg? Nou, Kobus, ek het begin met my rug teen die muur. Ek het nie meer 'n keuse gehad. En my mindset is reg, want ek woon meetings by, ek hou van die mindset bootcamps, dit is vir my baie lekker, want dan hoor ek van al die ander mense se wenne en goede. En ja, ek stuur my foto's vir jou, my bordfoto's, en jy sê vir my, dis reg, of doen bietjie dit, of doen bietjie dat, en ja, dis net vir my, ek het nie 'n keuse, in die begin het ek nie 'n keuse gehad nie. Nou is my keuse, net om, dis nie eens meer 'n keuse nie, dit gebeur van self, dat ek net elke dag, my regte goedjies eet, en ek maak nie nonsens nie, en as ek uitgaan vir uit eet, ek kan dit doen, ek sê vir hulle wat ek soek, en hulle doen dit vir my, as hulle dit reg doen nie, dan stuur ek dit maar terug, en doen hulle dit maar weer vir my, ek gaan na partytjies toe van kinders en kleinkinders, en daar is die verskriklikste goeders, en so Saterdag was ek by my kleinseun se verjaarsdag gewees, hy was sy 2-jarige verjaarsdag gewees, en toe is daar nou 2 platters vir die paar ouers wat daar is en goede, en dit alles verkeerde goed, maar daar aan die middel was ek 6 halwe eiers gewees, en ek het al 6 gevat vir my, en so, jy moet maar gryp by tyd as jy iets goed sien daar vir jou, so, ja, dit is maar my manier, ekskuus? Nee, praat gerus verder, sorry. Ja, nee, wat dit vir my moontlik maak om op die stryd en narrow te bly, is maar net my suksesse wat ek reeds het, en ek weet ek is nog lankie klaar nie, ek het nog 'n hele ver paadjie wat ek moet stap om te wil wees waar ek graag wil wees, en ja, dit hou my op die stryd en narrows, en dit is vir my maklik om te doen, en ek eet wanneer ek honger is, jy sal sien, partykeer stuur ek vir jou net 1 keer 'n dag 'n foto, eerste bord kos in die aand, partykeer 2 keer, ja, en ek eet maar wanneer ek honger is, nie wanneer het etenstyd is, en ja, dit werk vir my. Ja, jy het 'n baie lekker ritme, en ek wil vir jou gelukwense op jou gesindheid, en ek dink ek het nou met 'n coaching vriend 'n gesprek gehad, ook oor geestelike goed, en ja, hierdie is nie 'n mindset nie, maar op een van die dag kom het terug, ek het volgend, en Nicolien weet nou, Nicolien wat nou hier is in die bootcamp, of in die live, sy het volgend gou live met ons gegaan, saam met my en my vrou, en toe praat ons oor geestelike verantwoordelikheid, jy weet, en ek weet, jy is ook 'n geestelike persoon, en jy weet, ek sê vir hierdie coaching vriend, ons moet terugkom by die bloudruk plan wat die Here vir ons het, en ons moet verantwoordelikheid aanvaar vir waar ons is, maar ons moet onthou waar ons moet wees. Wat is die Here se bloudruk plan toe ons 'n klein babietjie was vir ons? Daai plan het tog nie verander nie. Die gees wat die Here in ons ingeblaas het, is nog steeds dieselfde gees. Jy weet, dit het nie verander nie, en die Here se wil het nie verander nie, en dit sal ook nie verander nie. Ek is nou weer gelukkig in die sin dat in die ou tyd het ek praat, jy weet, as ek van ou tyd praat ek van my verlede wat ek nou nie so goed gedoen het meer nie. Ek het gelê en slaap tot watter tyd ek wil opstaan. Gaan slaap wanneer ek wil en so aan. Nou gaan slaap ek nog steeds maar laterig, maar ek is vroegoggend op, dan ry ek die weg, maak my koffietjie in my travel jug, en ek gaan dus 5 minute as ek by die see. Dan gaan sit ek nog al voor son opkoms, dan gaan
sit ek nou en kyk hoe die son opkom. En dit is nou vir die lekkerste stiltyd. Jy hoor maar net ou seemeeuwtjies en nou en dan verder hoor jy niks in die see hoor jy. En dit is my ook my beste tyd van die oggend as hy stiltyd dat jy ook dan met die Here kan praat en so aan. So en dit is ook belangrik vir my in my lewe, ja. Ja, dit is baie belangrik en ek sê vanoggend in die live dat mens kan die twee goed eintlik nie van mekaar skei nie. Die geestelike verantwoordelikheid jy weet teenoor die Here en sy verantwoordelikheid teenoor jou. Weet daar's 'n boek wat ek lees. Jy weet ek lees hierdie boek The Greatest Salesman in the World en op 'n plek in daai boek sê hoekom is ek nog hier? En terwyl ander mense wat veel beter as ek is al vertrek het, they departed, nee, met ander woorde, hulle is nie meer hier nie. Maar hoekom is ek nog hier? Jy weet, en dan vra jy vir jouself die vraag af, dit beteken ek het 'n doel. En ek dink, as ek jou as voorbeeld kan gebruik, en baie dankie dat jy so goeie ambassadeur is vir Carnivore, en dankie vir jou video's wat jy ook maak, en dit inspireer mense, en hierdie gesprek inspireer baie mense, 63 kg af van alle hoë bloeddruk medikasie af. Dit is fantasties my vriend en ja, en soos jy nou gesê het, alles is nog nie reg nie. Daar's nog goedjies wat jy moet uitsorteer, jy weet en wat nog moet verbeter in dit. Maar wat ek hou van jou gesindheid is jy verstaan dit. Jy verstaan dit en jy werk rondom dit. Ja, is daar 'n frustrasie hier en daar? Ja, daar is. Ek en jy het al daardeur gewerk. Maar dit is wat ek so my hoed afhaal vir jou, is dat jy bereid is om, jy weet, daaroor te praat en dit te artikuleer in 'n coaching sessie en is net om dit uit jou sisteem uit te kry. Jy weet Gustav, daai ding van if nobody knows, nobody cares, jy weet. Dit is nie goed nie. Jy weet, mens moet dit uit jou sisteem uit kry en aangaan. Doen wat jy kan doen en doen dit reg, jy weet. Maar daar wat jy nou gesê het van, dat het my 59 jaar gevat om my liggaam te besoedel en te verniel en wat ook al. Nou kan mense nie verwag, ek is nou jare 9 maande op. Mens kan nou nie verwag om 59 jaar se nonsens in jare 9 maande reg te maak. Ja, maar jy het baie al reg gekry, hoor. Ja, maar ek meen, ek is nog nie waar ek bewees nie. Ja. Maar dit sal kom. Ek weet dit gaan tyd vat en vir my is dit fyn. Ek doen dit en dit is vir my maklik en lekker. So, ja. Fantasties. Ek is gelukkig as ek sê dit is maklik en lekker vir my. Party mense sukkel. Ek beklei met mense wat ek ken wat dit doen en wat sukkel, want ek verstaan nie hoekom hulle sukkel nie, want hulle maak dom besluite vir my, volgens my nou. Dit is nie nodig om daai goed te eet as jy by mense gaan braai nie, wat op die tafel is, want dan skep hulle dit. Ja. As ek nou was, sal ek dit nie geskep het nie. So, maar elke ou se kop werk maar 'n bietjie anders te seker, niemand is dieselfde nie. En ja. Ja, ek hoor jou. Maar kom ons hoor 'n bietjie daar, wat sê die coaching vriende? Heinz wil ook 'n bietjie inkom. Hallo Heinz, ek so bly jy's hierso. Hallo Kobus, hallo almal. Kobus, ja, Gustav het altyd 'n goeie storie en die trant is altyd dieselfde, maar hy sê elke keer iets anders wat my vang. En dis wat so lekker is van hierdie saamgesels oor die goed. Ek wou nou vanaand, ek het bepaal om oor iets spesifiek te praat, maar soos ek nou hier sit, ervaar ek dat mense op hierdie feed is op Facebook en op TikTok, wat dalk nie weet wat die Carnivore is nie. Wat is hierdie leefwyse? En hulle kyk want hulle stel belang, en dis nie verniet dat hulle hier is nie. Daar's 'n rede hoekom jy na kyk. Ek dink is 'n kwessie van 'n mens het jou hele lewe lank groot geword met die idee dat te veel vleis is sleg vir jou. Rooi vleis is nie goed vir jou nie. Moenie die vet eet nie, want dit is sleg vir jou. Daai goeders is nie dinge wat deur navorsing bewys was nie. Dit was die ding wat gekom het en wat, as jy luister, die mense wat nou luister hierna, luister na die mense se getuienisse op hierdie en vertel vir my dan dat die goed sleg is vir jou. Kyk na al die wenne, kyk na al die voordele, kyk na die goed wat omgekeer word en luister na wat die mense sê oor wat alles het soveel verbeter. As ek selfs na myself kyk, net die simpel goed, binne dae na begin het daarmee, ek het 1 Februarie begin.
Maar binne daar het goed omgekeer, het goed verander. Ek vind nie die detail van die goed ingaan nie, tensy Kobus wil hê ons moet dit doen, maar daar's soveel getuienisse hierso. Dis nie net 'n kwessie van verander nie. Jou gemoed is beter. Daar waar jy voorheen angstigheid gehad het en goed, baie mense het die angstigheid en jy kyk vas in die lewe en kyk televisie en onmiddellik op jou hart harder en daai goed. Dit gebeur nie meer nie. Goed, ek kyk nie televisie nie, maar ek het ander redes wat my partykeer so 'n bietjie in die gang sit met my motor 'n bietjie staat. Maar daai tipe goed gebeur nie meer nie, want jou liggaam se chemikalieë normaliseer dit self. Die karnivore eetwyse, die leefwyse is van so 'n aard dat jy eet soos wat jy veronderstel is om te eet. En daar's nie so ding soos bloedgroepe en goed wat jy mee te doen het nie. Almal wat hierdie doen, het dieselfde tipe getuienisse. As ons dan kyk na mense wat sê hulle sukkel hiermee of mense wat dit op hulle eie probeer doen. Ja, jy kan, maar hoor my uit. Jy kan dit self doen, maar jy weet nie wat jy mis nie. Jy weet nie wat daar is wat jy dalk verkeerd doen, onwetend, met die regte bedoelings en alles. Maar die probleem is dat jy kan jouself benadeel deur nie die kennis van mense te hê wat lankal hiermee besig is of wat verstaan soos wat Kobus doen nie. As jy byvoorbeeld te veel vleis eet, enige tipe vleis eet en nie genoeg vet daarmee saam nie, dan kan jou urinesuurvlakke styg, wat baie sleg is vir ander dinge. En dan wanneer iets met jou gebeur, dan is dit nou die feit dat jy klomp vleis eet. Dis nie die vleis wat die probleem is nie, dis die kombinasie met ander dinge. Dis altyd die vleis wat die soos Kobus altyd sê, wat die pak slaag kry vir die sonde van die suiker en van die koolhidrate. So verstaan dit eers reg, word gelei in die proses, en dan kan jy die regte besluite neem, kan jy die regte verstaandeel doen, dan is mindset nie 'n moeilike ding nie. Dan kan jy by ander mense kom en weet, maar as ek daai ding gaan eet, wat is die effekte op my liggaam? Want dit het 'n verskillende effek op almal se liggame, jy's uniek. Die tendens mag soortgelyk wees, maar dit mag my meer vang as iemand anders. So watter is die goeders wat ek spesifiek moet uitsny? En dis wat Kobus vir ons doen. Ons doen 'n analise aan die begin. Dis nie 'n moeilike storie nie, jy praat daaroor en jy begin op 'n manier wat 'n skoon eet is, en dan later kan jy goeders begin bysit, maar omdat jy op 'n skoon gedeelte van die eet was, beteken dit dat jy kan 'n verskil sien wanneer jy iets bysit of nie. As daar nie 'n verskil is nie, kan jy voortgaan. As daar wel 'n verskil is wat nadelig is vir jou, dan weet jy kan dit uitlos, jy kan dit los heeltemal. Die beste is, jy mis dit nie. Wanneer daar's altyd vrae van mense wat nie hierdie ken nie, wat sê, maar jy ken nie dis vir dit en daai en doen nie. Nee, ek doen nie. Partykeer in my gedagtes kry ek lus vir iets. Maar dis net nie die moeite werd nie. Ek gaan nie terug na waar ek was voorheen nie, want daar was klomp moeilikheid en goed gewees. Dit is nog besig om beter te word, maar klomp goed is reeds weg. Ek meen, daar's 'n lang lys goeders wat al verander het en ek gaan nie terugsin toe nie. Jo, dit is so wat... nou en dan wil ek 'n bietjie toets en so, maar dis, toets dit, want jy is vir 'n lang tydperk op hierdie ding. Ek, soos Gustav ook gesê het, ek voorsien dat ek ooit hier afgaan nie. Dis nie die moeite werd weer nie. So, ek toets nou en dan 'n ding, en dan kyk ek wat die effek daarvan is, en daai klein gedeeltetjie van toets maak nie vir my 'n noemenswaardige verskil op die groter prentjie. Ek weet eenvoudig dit werk of dit werk nie. So dis ekstra inligting, ekstra kennis wat ek kry oor dit, kan beter besluite neem wanneer ek vorentoe gaan. Ja. En ek toets nie dieselfde ding 6 keer nie. Ek toets hom 1 keer, dan weet ek mos nou. Ja, Heinz, baie dankie vir daai toetse wat jy altyd so doen, en dit is vir my lekker. Heinz klankbord dit altyd met my en met die coaching vriende as hy eksperimente doen, of dit nou sout is wat hy bysit, of sulke goed, maak nie saak nie. Maar Heinz, ek wil vir jou sê, ek stem so saam met al die goed wat jy daar gepraat het, en dankie vir die bemoediging en die feite wat jy so daar uitspel. Maar ek wil so 'n bietjie raak aan jou suksesse ook. Jy het geweldig baie suksesse, en dit is vir my pragtig om dit te sien, want hier is nou baie mense wat luister en hulle hoor wat jy sê, maar hulle verstaan nie wat is al jou wenne nie. Wat is die wenne as jy net so 'n paar kan opnoem van hulle? Kobus, van die grootste goed wat mense nie altyd besef nie is, eerste plek, karnivore leefwyse verlaag jou insulienweerstandigheid en neem dit weg oor tyd. So ek het 'n vetterige lewer gehad, nie alkoholiese vetterige lewer. Ek glo dis weg. Ek het dit nog nie spesifiek getoets nie, maar ek glo dis weg, want karnivore leefwyse doen dit vir jou. Daar is nie meer insulienweerstandigheid nie, en daarom word dan nie vet gestoor nie, en mense kan nou al die details praat, wat ons doen op die bootcamps en dinge, wat baie interessant is, maar die sigbare, die deel wat
van die ysberg wat bo die water uitsteek, onmiddellik begin jy gewig verloor. Nou dis 'n byvoordeel. Die ander gesondheidsvoordele is baie groter. So ek het binne dae het 'n klomp inflammasie opgeklaar. Ek kon nie glo hoe vinnig dit was nie. Ek het binne 3 dae en daar seertjies so weggegaan in my mond waarmee ek gesukkel het vir oor 'n jaar. Tandvleise wat seer was en wat my tye gebloei het. Dit was binne dae was dit beter en die volgende week was die letsels weg gewees. Ek meen dis ongehoord. Dis vir my totaal vreemd gewees en vir almal wat ek nog vertel het sover kon ek nie glo nie. Dan baie vinnig, omtrent na 'n week, begin jou breinhelderheid beter raak. So die breinfok gaan weg. Jy slaap beter. My nagvisie of my nagblindheid het onlangs baie verminder. Ek kan nie sê dit beter geword nie, want dan sien 'n ou minder. Maar dit het baie verbeter. Voorheen het ek gesukkel om te bestuur in die aand, nou kan ek. Daai tipe goed, ek sal nie dink die karnivoor eetwyse en leefwyse het 'n effek daarop nie, maar dit het, want hier is die voorbeelde. Hier is die getuienis daarvan. Die gewig wat 'n mens verloor, dis baie lekker, want jy kry baie komplimente en goed, maar dit gaan nie daaroor nie. Die nadeel daarvan is jy moet kleiner kere gaan en gelukkig het ek nog 'n klomp gehad, so ja, dit is lekker. Dit het 'n selfbeeld voordeel ook natuurlik, want baie van ons weet wat dit is om vandaan te kom van 'n plek af waar jy regtig nie is waar jy moet wees nie. Jy is bietjie horisontaal gestremd of gechallenged, uitgedaag. So dit help om daai tipe goed by te kry. Van my ander goeters, my bloeddrukmedikasie is drasties minder. My bloeddruk is heeltyd binne perke nou. Daar's 'n klomp sulke goed. My asma-medikasie gebruik ek glad nie meer nie. Daar's 'n hele lys sulke goed. Ek het voorheen as ek gaan pille kry by Dischem en waar ook al daai stadium, want ek altyd die grapjie gemaak en gesê, nou watter ete moet ek nou los sodat ek net my pille kan gebruik. Dis glad nie meer nodig nie. Daar's 1 of 2 goedjies wat ek nog hier en daar gebruik. En dis regtig, dis besig om te gaan. Die sterkte daarvan is miskien 'n kwart van wat dit was op die sterker goed. So dis alles besig om op te klaar en te gaan. Die groot ding vir my was, vir my persoonlik, was die inflammasie wat so drasties opgeklaar het. Ek het 2 rugoperasies gehad en ek het geweldig gesukkel met mobiliteit want die rug is heeltyd styf en seer. En dit is 'n moeilike ding gewees omdat ek dan nog redelik gewigtig was en goeters ook. Dit dra net soveel ekstra moeilikheid by. Op hierdie stadium my mobiliteit is baie goed. Die tipe goed wat ek nou doen, wat ek nie eens voorheen aan sou gedink het nie. Ek het regtig begin wonder of ek ooit weer soortgelyke goed kan begin doen. So ek het nou 'n redelike klompie kilos verloor. Dis goed. Dis 'n bonus soos ek gesê het. Maar natuurlik beteken dit ook dat die res van jou liggaam minder swaar trek. So dit alles dra by. Dis regtig. Wie ook al luister nou wat dink of hulle dit moet doen. Ja, probeer dit vir die eerste maand, maar beloof jy gaan nie weer daarvan afgaan nie. As jy reg verstaan en reg doen, jy sal nie hiervan afgaan nie. Baie kragtige getuienis. Daar's soveel wenne. Daar's een ding wat ek net graag bietjie net wil op fokus en is daai rugoperasie, want as ek reg onthou, moes jy ook fisio kry en toe op 'n stadium toe die fisio nie meer is nodig nie, as ek reg onthou. Ja, Kobus, ek het my tweede rugoperasie gehad wat dit was 'n onverwagte een geweest. Die goed het net so half gegaan binne 3 dae se tyd, na 17 jaar. En na daai rugoperasie het ek regtig gesukkel om te herstel. Daai ene was so aan die einde van 2024. Ek het 'n lang tyd gevat om net weer semi aan die gang te kom en dit het regtig gesukkel. En die dokter het gesê, ja, dis ouderdom. Ek is nog nie so oud, ek is 18 in my kop. My lyf het 38 jaar meer se ervaring en merke. Maar die inflammasie op daai stadium was my groot vyand geweest en so ook na die eerste rugoperasie. Die titanium wat hulle gebruik het, ek is allergies daarvoor en dit maak dit net soveel moeiliker. Ek het 1 Februarie begin met die karnivoor leefwyse. Die vorige jaar het ek 3 keer 'n week, elke week 3 keer 'n week die fisio gekry en dan het hulle rug gemasseer en naalde gedruk en jy ken die storie. Daai klein tannetjies by die fisios, hulle ken van seermaak, maar dis goed want hulle moet. Maar ek het die 1 Februarie wat 'n Sondag was begin met die fisio en daai week het ek net 1 keer fisio gehad vir die rug en daarna nooit weer nie. Ek het nooit weer nodig gehad nie. Dit is die mate van vinnig opklaar van die inflammasie. Ek het nie die mate van seer en styfheid gehad dat ek ooit weer nodig gehad behalwe 1 keer daarna in daai selfde week nog weer fisio te doen nie. So die fisio wat ek nou kry is vir die senuweeskade op my been wat ek gehad het
nie vir die rugdeel nie. Dit is verwant daaraan, maar dit is nie vir rugstyfheid of seer of inflammasie nie. Okay. Ja, kragtige getuienis. Ek wil net so 'n bietjie opsom, nee. Insulienweerstandigheid weg, gemoedstoestand beter, vetterige lewer wat weg is, gewig is verloor, binne 3 dae is seertjies in die mond weg as gevolg van die bytplaatjie wat dit veroorsaak het, wat jy lank wat die tandartse en die tandtegnoloog dit nie kon uitsorteer nie. Inflammasie wat weg is, breinvolk wat weg is, nagvisie wat verbeter het, hoë bloeddruk wat af is, medikasies wat verminder is, asma medikasie wat gestop is, rugoperasie en dan die mobiliteit wat nou verbeter het en natuurlik soos jy sê die fisio vir die rug ten minste wat nie meer nodig is nie. Hoeveel het jy verloor eens in totaal? Dit is nou so by 24 kg, ek het nou nie onlangs weer geweeg nie. Okay. Maar dit is so by 24 kg nou. Okay, ek is nou 4 maande op dit. Die laaste maand was baie stadig, die eerste 3 maande was vinniger geweest. Ja. Maar glo mense liggaam stabiliseer homself. Ja. En soos wat jy stabiliseer word daar gefokus deur jou liggaam op ander goed wat herstel. Yes. Soos ek daarvan hou om te noem, dis die stukkie van die ysberg wat uitsteek wat jy sien. Die res van die goed is onder die water. Jy weet nie eens reg daarvan nie, totdat daai simptome soveel minder is dat jy werklik besef. Ja. Nee, baie waar. Ek onthou die stuk wat jy my ook aangestuur het en ons sal dit nog in 'n mindset mooi bespreek. Jy weet, in terme van, mens moenie kilogramme vergelyk nie, jy weet, en ons het 'n gesprek daaroor gehad, dit is nie dat ons dit vergelyk is, maar net vir die interessantheid, wat ek het noem, 24 kilogram, dis 'n klomp hoor, en, so, baie geluk, en ek is so trots op jou, wat jy reg kry, en dankie vir die voorbeeld wat jy stel, en dat jy dit altyd so mooi vir ons uitlê. Dit is vir ons baie werd en jy's 'n regte ambassadeur vir Carnivore en baie dankie daarvoor, groot waardering vir al jou insette en al die bootcamps, Heinz. Ek weet jy self ook besig en Heinz is 'n ingenieur. Hy het baie dinge wat hy moet doen, maar hierdie Carnivore is so belangrik dat hy regtig die moeite doen om by die bootcamps uit te kom en by die lives en ek waardeer dit opreg. Ja. Dankie Kobus, waardeer. Baie dankie. Dankie vir wat jy vir ons doen, want jy bring daai insig in hoekom ons hierdie doen, nie net hoekom nie, ons het almal 'n doelwit, maar jy bring die insig oor hoe om dit reg te doen, en dis super belangrik. Ja, baie dankie Heinz, nee, dit is net 'n groot voorreg vir my om die pad saam met jou en die coaching vriende te stap. Julle maak dit aangenaam. Ek wil graag bietjie vir Andrei welkom sê. Hallo Andrei, dis so lekker om jou hier te sien. Jy kan gerus inkom op die mikrofoon. Dankie Kobus, en hallo vriende. Daar sê. Die stem is bietjie hees en ek het bietjie grieperigheid gehad die 2 weke. Maar ja, ek wil eintlik nie vanaand gesels nie. Ek het vir Kobus sê, my keel is bietjie seer, maar nietemin, daar is so 'n groot wolk van getuienis om ons dat 'n mens net nie anders te kan is om geïnspireerd te wees en ook maar in 'n kort tydjie te vertel wat oordeel ek self uit dit geniet het nie. Ek is nou maar, soos ek laas gesê het, ek is 'n groentjie, ek is nou maar dag 20 op die Carnivore, keto dieet of leefstyl. Die eerste week was bietjie moeilik, moet erken, gaan nie daaroor oneerlik wees nie, was vreemd. Alhoewel ek ook moet sê, ek het dit op 'n vorige geleentheid, ek het saam met iemand gedoen, vriende, maar ons het dit totaal gemors daarvan gemaak, met groot respek daarvan. En ek het eintlik nie weer kans gesien vir die Carnivore oefening nie, maar gelukkig het ek op julle video's afgekom, Kobus, en ek het besluit, ek het niks om te verloor nie, behalwe miskien 'n paar peste onderlede en dalk miskien 'n paar gewiggies daarmee te saam en so aan. En en ek het nou gedink dit sal nou goed wees vanaand dat ek daarom ook net vir sê. In hierdie 3 weke het daar ongelooflike goed met my gebeur, waarvoor ek verskriklik baie dankbaar is. Teenoor die leefstyl, maar ook teenoor die Here in my hart. Ek het so 3 jaar gelede was ek baie siek. Ek het by die dood omgedraai. Ek was gedurende 'n stentoperasie
en vir lang tyd in 'n koma gewees, 4 maande in die hospitaal gespandeer, en en nou 3 jaar uit, probeer ek my lewe by mekaar sit, my liggaam, ek kon vir 2 jaar nie werk nie, wat bitter moeilik was. Ek loop en dan val ek om, als nie spierkrag nie, en bloedsomloop was terrible. Maar stelselmatig het dit beter gegaan. Maar ek wil vir jou sê, in die 3 weke wat ek op Carnivore is, het ek meer verbeter as wat ek in die 3 jaar verbeter het. En dit kan ek met 'n eerlike hart sê. Ek het al vir jou gesê, ek het in my bene uit 'n pins en needles gehad, vandat ek hospitaal het gekom het. Nou, as die mense nie weet dat pins en needles is nie, dit is 'n verskriklike ding om te loop. Dit voel vir jou voet aan die slaap is permanent. Dit is so sokkies wat anders, dit is rarig vir sokkies. Die onderste gedeelte van die bene is heeltemal dood. Pins en needles is nie baie lekker nie. Dit is bitter seer en ongemaklik om te loop en te beweeg. Ek kan vir jou sê, na 3 jaar en harde oefeninge, baie spasie het dit baie verbeter. Maar ek kan nou vanaand vir jou sê, die 3 weke wat ek op hierdie Carnivore keto dieet is, het my pins en needles so verminder, dat ek het liggies in my tone voel. Ek wil eerlikwaar vir jou sê, liggies. Ek vergeet daarvan geheel en al. As ek nie fisies daaraan dink nie, dan vergeet ek dit gehad. En dit is 'n wonderwerk in my lewe. 'n Wonderwerk wat keto in my lewe gedoen het. En ons het nou gepraat van die regte ding, of het nou gehoor iemand praat van die ding reg te doen. En dit is die vraag in die lewe is, wil jy iets in die lewe reg doen, en as jy keto reg doen, so wat julle dit vir ons hier voorhou Kobus, en ons lei in dit, dan pluk jy die resultate van reg doen. Die resultate is, jy gaan gewig verloor, as jy wil gewig verloor. En ek weet als mense wat wel gewig wil optel, en dit ook reg kry. Maar ek is baie, dit is een van my hoë hiërargie, is om my gewigies af te bring. Ek het nog so 20 om te gaan, as ek waar ek wil wees. Ek is nie verskriklik swaar nie, maar ek is swaar genoeg om dit af te gooi. Maar die belangrikste van my bene is, ek sal graag weer saam met my vrou wil fietsry, en die bloedsomloop in my bene reg kry. Ons is mense wat jarelang fiets gery het, die 94.7 gedoen het, die August gedoen het, baie lekker gewees, en ek mis dit verskriklik. En nou sy alleen, want sy kan vir 3 jaar, kon ek dan nie saam met haar fiets ry nie. En ek wil dit bitter graag doen, dit is een van die doelwitte. Die bloedsomloop weer reg te kry my bene, en ek voel dat hierdie keto Carnivore leefstyl is op die regte pad, en ek voel dat my bloedvate in my bene oopgaan. Net die feit dat my pins en needles weg is, feitlik, ek moet vir jou sê in die oggende, voor hierdie 3 weke terug, as ek in die oggende opstaan, het ek 'n hele 15 minute gespandeer aan strekoefeninge, om my bene uit hulle spasme uit te kry in die oggende na slaap. Ek staan in die oggende op, ek stap rond, sonder dat ek nodig het om 1 strekoefening te doen, my bene voel normaal, soos wat het gevoel het, ek droom alweer van hardloop, so ja, ek sal graag dit wil doen binnekort. Maar net vir die mense daar buite wat te hoor, oor al die getuienisse, ek kan werklik waarvoor sê mense, as jy regtig na gesondheid wil kyk, is hierdie die beste leefstyl wat ek dink jy kan doen. As jy dit 'n kans, doen jou bes, doen dit reg, en dan gaan jy die resultate verseker kry. Die mense is nie vanaand op hierdie live, om vir jou stories te vertel, of vir jou lewens te vertel nie, ons kry geen finansiële voordeel uit nie. Ek wil werklik waarvoor sê, my voordeel sal die uit wees as jy ook, as daar by luisteraar daar buite, hierdie leefstyl gryp en dit doen, en ook sukses kry in jou liggaam, en gesond raak, want dit, en dit is maar wat ek baard het, Kobus, hoop het help vir iemand vanaand. Ja, beslis André, dit is 'n kragtige getuienis, en baie dankie dat jy praat, alhoewel jou keel eintlik nog bietjie krapperig is, en dit is so sterk getuienis. Ek het hier so 'n klomp notas gemaak, sover jy gepraat het. Wat 'n kragtige getuienis, nê? En dit is 'n leeftydse getuienis. Dit is nie net 'n 3 weke getuienis nie. Dit is letterlik, jy weet, dit kom al 23 jaar. Jy weet, so dit is fantasties, André. En dit is vir ons so groot voorreg dat jy deel is van ons coaching groep. En jy weet, as ek na jou kyk, dan identifiseer ek
jy weet, lyne wat dwarsdeur loop, jy weet, soos byvoorbeeld die feit dat jy sê, jy wil weer saam met jou vrou gaan fietsry, en daai tipe dinge, met ander woorde, jy wil jou gesondheid terugklim vir die positief, en jy doen dit, jy is besig om dit te doen, en ons is met jou met dit, en dankie dat jy dit so met ons praat, en so, jy inspireer nou mense, ek sien nie so op TikTok, 'n hele paar ouens het my nou gevolg, jy kan sien as iemand jou begin volg, baie dankie, en dit is as gevolg van julle goeie getuienisse, wat die mense nou so ons volg op TikTok, en hulle raak ook maar later coaching vriende, en dit is 'n groot voorreg om jou hierso te hê. 'n Ding wat jy daar gesê het, wat vir my nou nogal baie uitgestaan het, is, as jy die regte resultate wil hê, dan moet jy die regte dinge doen. As jy pykeresultate wil hê, moet jy die regte dinge doen. En ek dink dit is ook 'n refleksie, soos ek jou gesê het, uit die aard van, jy weet, jou professionele beroep, jy en Anlei deel dieselfde beroep, jy weet, en dit is vir my so mooi om te sien dat julle op die einde van die dag, jy weet, jy bring daardie karaktereienskappe wat jy opgebou het deur baie jare se ervaring van die lewe, jy weet, ek sê mos altyd die universiteit van die lewe, bring jy ook hierso na Carnivore toe, en ek kan hoor daar's 'n klomp wysheid, soos byvoorbeeld dit wat jy nou daar gesê het, as jy pykeresultate wil hê, dan moet jy dinge reg doen. En dit is net so, dit help nie mense raak emosioneel daaroor, of so nie, dit is net 'n feit, as jy pykeresultate wil hê, moet jy dinge reg doen. Die resultate gaan vir homself sorg op die einde van die dag. Dit is soos 'n resep wat jy volg in jou besigheid. As jy daai spesifieke resep volg, dan gaan die dinge werk. As jy die resep nie reg volg nie, dan jy weet, dan is dit 'n situasie dan werk dit net nie. Maar wat 'n kragtige getuienis, André, baie dankie. Dit het baie mense nou bemoedig. Ja, neuropatie is juis, ons het nou Vrydag het ek 'n praatjie op die Jesus radiostasie met Dr. Susan van Niekerk. Ek is nie seker of sy 'n mediese dokter is nie, maar in elk geval, sy het my genooi vir 'n praatjie. Ek praat 8:45, ek sal vir julle die link deel, Vrydagoggend, dis nou die 5de Junie, en ons gaan praat oor neuropatie, en ons kan nog bietjie nou daaroor praat, maar basies dit is needles en pins, die voete wat doodgaan, die senuwees wat doodgaan, en die rede hoekom Carnivore daarvoor help, is hy vat jou insulienweerstandigheid weg, hy vat jou urinesuurvlakke weg, hy vat jou hoë glikose vlakke weg, hy vat jou inflammasie weg, en hy herstel die aardkies na die senuwees toe, en jou senuwees herstel, en jou cholesterol herstel, en ek het vandag 'n video gemaak, André, waar ek gesê het, rondom jou senuwees is daar myelien, en daai myelien is gemaak van cholesterol. So jou senuwees is besig om te herstel, want jou cholesterol word nou gesond. So, ja, daar is baie om daaroor te sê. Ja man, is daar nog iets wat jy wil bysê, André? Kobus, nee, ek, as nog sê, dan gaan ek weer aanpraat. Jy is welkom. Nee, ek wil vraag vir al die mense kans gee, ek het nog 'n groot getuienis, maar ek dink ek sal dit by volgende keer, mense net geskiedig hou, dan sal ek die getuienis deel. Maar ja, baie dankie, heerlik aand. Baie dankie, André, jy het ons nou baie nuuskierig. So, maar dit is ook goed so. Nee man, dit is vir ons 'n groot voorreg, en dankie dat jy ingeskakel het, dit is vir ons so lekker om die paadjie saam met jou te stap, en André reageer so goed, ek het nou weer sy bordfoto gekyk, en hy bestel ook daar by Rapella, en jy weet, sy kos lyk so mooi, en die vetpersentasies en al die dinge, en dankie dat jy dit so mooi klankbord met my. Nou ja, kom ons hoor 'n bietjie, wat sê julle van André se prestasies, en Anlei, jy moet bietjie inkom, en so, en kom ons hoor wie wil nog bietjie praat. Ek wil net vir 'n paar mense hier groet, Sean is ook hierso, en Sandra, en Santi, en ek het nou vir Ronel ook gegroet, en Mary is ook hierso. Ja, Mary, ek is so bly, jy is hierso. Nou ja, kom ons hoor bietjie daar, julle kan gerus inkom, wie ook al wil volgende praat,
Kom ons kyk, laat ons net sien. Ronel se hand is op. Ronel, jy kan gerus inkom. Goeienaand almal, hoe gaan dit? Goed en jy, Ronel? Goed, dankie. Julle ja, ek moet nou vir julle sê, ek was 3 weke met verlof en ek was baie soet. Ek het net my karnivoor geëet, ek het nie van die pad af gegaan nie, want ek het net besef, as ek afgaan, dan voel ek weer sleg. So ek wou nie sleg voel nie. En ek het goed gedoen my hele 3 weke, ek begin môre weer te werk en ek is reg vir my nuwe seisoen, saam met Kobus en julle almal, om my op te beer en my te motiveer. Ek is nou 4,5 jaar karnivoor en ek het dit al die tyd alleen gedoen en ek het 63 kg verloor, maar ek het nou vir die laaste amper 8 maande wat ek stil staan en ek verloor nou niks nie en ek wil nou nog so 28 kilos verloor. En so, dis kom ek besluit het om met Kobus te werk en dat hy my kan help om dit te verloor. Ek het 2 goed wat ek kan oorgetuig en dit is my IBS wat ek heeltemal opgeklaar het nou. Dit is heeltemal onder beheer en dan my insulienweerstandigheid het ek omgekeer en ek is nou net op met my bipolar of 'n bipolar mood stabilizer, maar my depressie en al daai goed is weg. So angstigheid, depressie en paniekerigheid is weg. Ek het dit nie meer nie. So ja, dit is al wat ek wil sê. Wow, wat 'n getuienis, Ronel. Ons is so dankbaar jy is hierso en baie dankie vir die grootmoedigheid wat jy het om saam met ons coaching te doen, alhoewel jy al 'n 4,5 jaar karnivoor is. En dit is vir ons 'n groot voorreg om jou op die groep te hê. Net soos ander, soos Denise, wat ook so lank soos jy is, en so, daar's nog iemand wat net so lank is. Maar dit is goed so, want weet jy wat, ons het ervaring nodig, ons het veterane nodig soos jy, wat die karnivoor vir 'n baie lang tyd al doen, en uit die aard van die saak, jy het baie ervaring, en jy weet baie, maar, soos jy self ook opgemerk het, nou, ons het aanpassings gemaak, en toe begin die IBS nou met 'n krag weggaan, en ja, en dit is wat ek jou regtig 'n kompliment wil gee, is die feit dat jy goeders nou klankbord met my, en dat jy lekker coaching doen saam met ons op die bootcamps en op die lives, en dit is net vir ons 'n groot vreugde dat jy ook jou insette dit hierso lewer, en dis vir my so mooi, nee, 63 kg af, die feit dat jy 8 maande stil staan, en nog steeds gefokus bly, dit is vir baie mense 'n bemoediging, want hulle weet dan, as hulle dalk ook 'n bietjie stil staan, dit is maar net so, die feit is, jy's 'n dame, daar's waterretensie en so meer, maar hierso is die goeie nuus, jy doen alles reg, want jy stuur jou bordfoto's deur, en ek kyk na wat jy eet, en daai tipe van goed. As jy nie coaching doen nie, en jy staan dan stil, miskien doen jy alles reg, maar miskien doen jy ook nie alles reg nie, en dan staan jy stil vir die verkeerde redes. Nou, as jy stil staan en jy doen niks verkeerd nie, dan is dit nie jou skuld nie, dan weet jy ten minste jy doen alles reg, en die liggaam is nou maar net besig, soos hy sê, in die agtergrond om dinge uit te sorteer, en inflammasie nog weg te vat, en so meer. Maar as jy die dinge reg doen, en jy weet jy tik al die boksies, dan het jy rustigheid in jou hart, en dan is jou kortisol ook sommer laer, want jy stres dan ook minder. Ja, en baie geluk met die insulienweerstandigheid wat weg is, die IBS wat weg is, die depressie en die angs wat weg is. Dit is fantasties. Ek is so trots op daardie vir jou, en baie dankie. Jy het nou iemand hier geïnspireer, hoor. Dit is nou maar verseker. Baie dankie. Ja. Lekker aand. Dankie, baie dankie, Ronel. Ja, en baie geluk dat jy op die stryd in die Narrow gebly het met jou vakansie. So, ja, dit was moeilik geweest, ek moet jou sê, dit was baie uitdagend. Ja.
maar ek het dit bemeester. Ek het net nie, ek het party, want ek was weg gewees vir my vakansie by familie, so en ek en my sissies al twee karnivoor, so ons het probeer om heeltyd op die karnivoor te bly. Ons het eintlik heeltyd op die karnivoor gebly, is net sy maak haar kos met peper en knoffel, so ek het bietjie die tye wat ek by haar saam was, peper en knoffel geëet, so my IBS het daarom nie weer opgevlee nie, maar dit was onder beheer daarom. Ja. Ag nee, maar baie dankie Ronel, dit is 'n kragtige getuienis. Ja, en weer eens geluk dat jy jouself so opgestel het vir sukses, en jy weet soos ek maar altyd sê, jy doen dinge as prins reg, en jy het dit nou begin doen, jy doen dinge as prins reg, en daarom, jy weet soos ons nou gesê het, soos André gesê het, jy weet, as jy pyk resultate wil hê, as jy die vrugte wil pluk, weet, goeie resultate wil kry, dan moet jy dinge reg doen, en jy doen dinge reg, jy weet, so dit is, en jy kom by die bootcamps uit, en die bordfoto's, en dit is wonderlik. Nee, maar baie dankie, dit is sommer baie mooi. Ja, daar sê, kom ons hoor 'n bietjie daarso, Johan, dis nou Johan Maree, daar sê Johan, baie dankie dat jy is, groot waardering. Goeienaand Kobus, goeienaand almal wat inluister. Ja. Vertrou dit en goed. Baie goed. Ja, ek is vandag 239 dae karnivoor en dit gaan baie goed. Ek het altyd gedink ek is baie gesond, sommer so staaltjie gou. Ek het altyd gedink ek is gesond, ek drink geen pille nie. Maar ja, een aand 'n lekker verrassing gekry toe ons my bloeddruk vat en my bloeddruk is so 100 iets in die 60 oor iets in die 90. So nog voor ek op bloeddrukmedikasie was en gaan op die einde gaan sien ek die dokter. Dokter het vir my gesê hy wil my op bloeddrukmedikasie sit, toe sê vir my is 'n manier. Ek haat dit om pille te drink. Ja, en so dit toe sê hy vir my, okay, maar dan moet jy ten minste 'n plan maak om so 20 kg te verloor. Maar soos ek altyd sê, ek meen, hulle sê vir jou, verloor die gewig, maar hulle sê nie vir jou hoe nie. En 'n familielid van my was klaar besig met die carnivore leefstyl en ons het bietjie gesels daaroor en hy sê toe maar probeer dit net vir 'n maand. Net 'n maand. Gee dit 'n gap, draai dit 'n maand en kyk. En tot vandag dus ek nog nie eendag spyt nie. Ek het nou so amper 29 kg verloor en ek het nog so 26 wat ek nog moet gaan. Ja, dit is fantasties. Ek is so beïndruk met jou prestasie. Ek sê vanoggend vir Nicoline, sy het ingeskakel, sy het seker jou gesê op die live en ja, toe het sy nou 'n bietjie vertel hoe beïndruk sy is oor jou vordering. Jy weet, en soos ons maar altyd in die bootcamps praat, dit is jou geskenk aan jou familie, Johan. Jy weet, julle kinders is nog jonk. Ek het juist nou 'n coaching sessie gehad met 'n coaching vriende wat se kinders net so oud soos julle sin is. En dit is maar by die ouderdom van 14 rond. En ja, en dit is 'n baie belangrike tyd van hulle lewe en van julle lewe, en die voorbeeld wat julle stel is baie mooi. En ek wil maar net weer eens sê, baie geluk met wat jy reg kry en Nicoline reg kry. Sy is al 16 kg af, nee? Ja, sy is so 16 kg af, ja. Ja. En my seun is so 15 kg af. Okay. Ja, dit is wonderlik man. Nee, dit is fantasties om te hoor hoe die kinders suksesvol is met die carnivore. En dankie Kobus, en jy praat nou so dat weet dit is 'n geskenk, maar dit is regtig een van die beste geskenke dink ek wat 'n ou kan kry, 'n mens kan kry. Eerste plek jy neem beheer oor jou gesondheid terug. Jy het nie meer, ek meen ek het geld gekry na braai en dan sê ek die vleis. Ek het altyd die vleis die skuld gegee net oor dat ek die volgende oggend met 'n seer voet opgestaan het.
En ek drink glad nie, net so terloops, ek drink glad nie. Maar dan verstaan ek nie, as ek daai oggend opstaan, hoekom het ek geld in my voet nie? Of in die enkel, of in die tone nie. En van dag 1 af wat ek begin het met carnivore, wat ek het heeltemal cold turkey ingegaan. Ek het my suiker heeltemal gesny. My koffie drink ek swart sonder suiker. En van dag 1 af so, van daar af het ek nog nie weer geld gekry nie. So ek meen, dit spreek boekdele. So, ek wil vir enige ou sê wat inluister vanaand, dat as jy met so 'n probleem sit, of jy sukkel met jou hoë bloeddruk, of so iets, vat die kans, doen carnivore 'n maand, en kyk, wat se verskil dit nie in jou lewe kan bring nie. Yes, absoluut, absoluut. Ja, Johan, wat 'n groot getuienis, nee, geld wat weg is, beweeglikheid wat beter is, nee. Jy weet, ek herinner myself aan 'n stalkie wat jy my vertel het, wat jy 'n leer moes uitklim uit jou beroep se situasie. En jy weet, waar jy eintlik in 'n posisie was, dit was nie eintlik vir jou veilig geweest om dit te doen nie. Jy weet. Nee, man, ek kan julle gou so 'n kort stukkie daaroor vertel, hoor. Asseblief. Ek het vir 'n medical gegaan, jaarlikse ondersoek, en die suster daar het vir my net gesê, hoor, jy stop dit nou om lere te klim, en wel, dit is my werk, dit is een van my hoogste prioriteite, my werk. So, ek het nie opgehou nie, maar ek het geweet, ek moet nou plan maak. Maar ja, daai plan het nie gekom tot ek geskrik het vir my hoë bloeddruk. So ja, dit is, ek moes teruggegaan het om weer 'n medical te doen, het sy gesê, sodra ek onder die gewig is wat die lere mag neem. Maar ek het nie teruggegaan nie. So ek hou daai verrassing vir hierdie jaar as ek moet teruggaan. Dit behoort hier by September maand te wees. Dan wil ek graag net daai gesig sien as ek sê ten minste so 30 of 35 kg verloor het en ek stap in daai kantoor van haar in. Ja, verseker, daai gaan 'n baie lekker getuienis wees. Nee, Johan, baie dankie vir jou vriendskap en die manier hoe jy en jou gesin carnivore doen, jou hele familie, jou ma's ook hierso, Annelie. Ja. En dit is so wonderlik om te sien hoe suksesvol julle as familie is, en dit bring julle ook nader aan mekaar. Ek dink dit maak Kersfeeste maklik. Ja, nee, ek glo so. Dan die ander ding ook, weet wat dit lekker maak is, sodat ons dit as 'n gesin en 'n familie doen. Ja. Ons motiveer mekaar ook. So, vir baie die eerste tyd is moeilik. Party sê hulle het langer tye wat vir hulle moeilik is. Ja. Maar ek moet sê vir ons was dit aan die een kant rarig maklik. Ons begin was ook maar 'n bietjie moeilik, want dit is 'n nuwe leefstyl, dit is iets om gewoon te raak. Maar weet, soos Nicoline ook sê, sy het baie gesukkel aan die begin met haar vet, om haar vette in te neem. Ja. Vet. En as ek nou vat die tyd voor carnivore, het sy haar vleise se vet byvoorbeeld afgesny, en dan sou sy dit nou uitgedeel het, en vandag sal sy nie eers vir jou 'n happie gee. Dit is pragtig. Nee man, baie trots op jou, Johan. Baie dankie vir jou getuienis. Ek waardeer dit opreg, man. Ja, en ek wil net laastens sê, kyk, dit sal nie seker maklik gewees het as ek ook nie ondersteuning van haar gekry het en van my familie wat dit ook saam doen nie. So, baie beslis. Ja, saam maak dit baie makliker. Verseker. Dankie my vriend. Mooi aandag. Dankie vir die pad ook wat jy saam met ons stap. Dit is 'n groot voorreg. Julle maak dit baie maklik. Dit is vir my 'n groot plesier. Baie dankie, Johan. Ek wil net vir Erik ook welkom sê. Ek het nou vir Gustaf ook sy het 'n bietjie lekker gesels ook oor die 63 kg, maar Erik, baie dankie dat jy ook hierso is, en dan Willem is ook hierso. Willem en Mary, dis nou man en vrou, en hulle doen ook saam die coaching, is so lekker om julle hierso te hê. Ja, so kom ons hoor 'n bietjie daar. Goeienaand, Kobus. Dag sê, gaan dit goed?
Goed en self. Nee, Dag, wat- vrou nie. Ja, dis wonderlik dat hulle is ver van mekaar of maar naby aan mekaar. So, ja, dit is fantasties. Nee, Willem, jy kan gerus, ek gaan nou vir Anlei ook vra om in te kom, maar vertel ons eers jou getuienis as jy sal. Seker. Ja, ek was so 'n bietjie meer as 'n jaar terug was ek op 126 kg. Ja, En ja, ek het baie moeg deur die dag gevoel, baie moeg deur die nag. Nie lus gevoel om dinge te doen nie. En ja, ek het toevallig eendag op iets, ek kan nie onthou of ek op iemand vir my gesê het en of ek het toevallig net op die TikTok gesien het oor die karnivoor en ek het baie daarna geluister en gedink daaroor en ek het besluit om dit te probeer. En ja, ek is nou 81 kg en ja, ek kan amper nie beskryf hoe goed ek voel en hoe baie die karnivoor vir my beteken nie. ja, dit is fantasties, dit is, met ander woorde, 26 plus 19, dit is 20, dis 45 kg wat jy af is. Ja. Jo, baie geluk, en dit is fantasties, nee, en ek dink net jou liggaam sê elke dag vir jou dankie. O ja, nee, kyk, ek het soos wat sy nou gesê het, hy het gedink hy is gesond. Ek het ook gesond gevoel, ek het nooit medikasie gevat nie, ek het nooit 'n dokter gaan sien nie, ek het geglo, ding kom vanself, hy moet vanself weggaan. En ja, totdat ek nou al uitgevind het, oor hoe ek eet, al die vleis wat ek eet, wat ek so verkeerd geëet het, want ek het eintlik dan al lank al die karnivoor gedoen, maar dit nooit reg gedoen, sonder dat ek dit daarvan weet. Ja, toe ek dit begin reg doen, alles gelos van dag 1 af. Ja, die kook en die suiker het so 'n bietjie gesukkel vir so 'n paar weke, maar ja. En ja, my liggaam ek dink my liggaam bedank my elke dag vir dit. Ja man, en het is so belangrik ook, jy weet, uit die aard van jou werk, om jou eie gesondheid, jy weet dinge soos byvoorbeeld om wakker en helder van verstand te wees, né? Dit is absoluut baie belangrik vir veiligheid en daai tipe van goed. Jy kan nie slek op daai goeders nie, en ek dink die karnivoor het, my opinie is, as jy nie karnivoor gedoen het nie, sou dinge baie sleg gewees het, jy weet. Ek dink Ja, dit, jy verseker. ja. Sou jy sê in hierdie tyd, hoe lank is jy in die eerste plek, hoe lank is jy karnivoor? Ek het verlede jaar April begin. Ok, alright. So dit is nou presies dan 'n jaar en 2 maande, nee, jaar en 2 maande, 14 maande. So in hierdie tyd, nee, sou jy ook sê jou kognitiewe helderheid, konsentrasie vermoë, geheue, daai goeders, sou jy sê dit het verbeter in hierdie tyd? Definitief. Ok, dit is wonderlik man, en dan natuurlik die pyne, het jy enige pyne gehad wat weggegaan het jy pyne gehad? Ja, nee, ek het pyne in my knie gehad, elke oggend as ek opstaan, en ek het elke keer 'n ander manier probeer lê en slaap, en kussings onder my, of wat ook al, Ja, en ja, dit het net nie verbeter nie, en ek dink so 2 of 3 weke nadat ek die karnivoor begin het, toe kon ek al voel, dat my knie voel baie beter in die oggend as ek opstaan, en ja, ek het dit glad nie meer. jo, dit is 'n kragtige getuienis man. En ek is so bly, Mary doen ook nou saam met jou die coaching, en dat sy, ja man, dit is, ek is baie bemoedig daardeur, en dit bring julle regtig naby aan mekaar, uit die aard van jou werk is jy nou ver van haar af, maar die realiteit is, hierdie bring mens baie naby aan mekaar. Ons het uitgewerk, dat as jy 'n halfuur coaching sessie doen, en as jy al die bootcamps kan bywoon, die herhalings ook, dan is dit 23,5 ure wat ons saam tyd spandeer, so.
dan is dit nog nie eens 'n live ingesluit nie. As jy nog 'n live doen soos vanaand, dan is dit nog 'n ekstra uur en 'n half wat jy daar kan bysit. So dan kyk jy na omtrent 25 ure in 'n maand. Dit is nou as jy al die herhalings ook kan doen. Dan dit is baie, en ek weet dit is tyd uit jou lewe uit, maar dit is ook iets wat baie waarde vir jou kan hê. En en jy ontmoet al hierdie wonderlike mense saam met wie jy nou hier gesels. En ons word mekaar se gemiddelde. Ek wil absoluut soos Andrei wees. Ek wil wees soos Johan. Ek wil wees soos jy. Ek wil wees soos Heinz. Dit is net en soos Gustav en almal wat hier is. Want julle trek my op na 'n hoër vlak toe. As ek uit 'n bootcamp uitkom en uit 'n life uitkom, nou ek voel sommer 'n beter mens. Jy weet? Ja, en ons word mekaar se gemiddelde. En dit is die ding wat ek geleer het, is jy moet nooit afgaan na 'n laer vlak toe. Jy moet altyd opgaan na 'n hoër vlak toe en jy trek iemand ook op saam met jou. Dit is hoe dit moet wees. Ja man, Willem, baie dankie vir jou vriendskap en dankie dat ons die pad kan saamstap. 'n jaar en Ons sê vir jou ook dankie, Kobus. Ja man, dankie. En 'n jaar en 2 maande Carnivore. Kan ek maar vir die mense sê, wat is jou beroep? Ja, so Andrei bestuur toerbusse en hy doen Ag, ekskuus, Willem bestuur toerbusse en hy doen Carnivore terwyl hy op reis is. So, jy weet, dit is vir my so mooi om te sien. Jy weet, as iemand sê, ja, maar jy kan nie Carnivore doen as jy baie moet ry nie, dan sê ek net gaan praat met Willem. Dan sy nie genoeg gemotiveerd om te doen nie. So as jy nou wil raad hê oor hoe om Carnivore uit 'n hotel uit te doen, jy weet, gaan praat met So, dit is vir my baie mooi. Nee, man, baie dankie dat jy hier is en dankie dat jy die moeite doen om in te skakel. Ek is so bly om jou en Mary hier so saam te sien vanaand. Dit is sommer baie bemoedigend. Ja. Ek het nogal gewonder of sy vanaand op sal. Ek het haar mooi gevra, sy moet asseblief kom. So, ek is bly sy is hier so. So, is daar nog ietsie wat jy wil bydra? Sê? Kobus, nie van myself nie. Iets wat ek jou wou gevra het, ek wou jou eintlik al vroeër gebel, maar toe kon ek nou nog nie by jou uitkom nie. Is ek wou geweet het oor iemand wat kanker het, wat noem hulle dit, stage 4. Ja. Het hulle vir my gevra of die Carnivore daarvoor sal help. Ja. Toe sê ek glo definitief so. Ek weet nie hoeveel het jou gaan help nie, maar definitief behoort het jou te help. Om daai vraag te beantwoord, Andrei, ja, kyk, Carnivore maak dinge beter. Ons het huidiglik op die coaching groep 'n hele paar coaching vriende wat 'n paadjie met kanker en die kankergenesing stap. Daar's van hulle wat al suksesvol is. Hulle is klaar met hulle terapie en hulle is skoon verklaar. Daar's ander van hulle wat 'n baie moeilike pad huidiglik stap. Natuurlik is dit goed wat jy met jou dokter bespreek, uit die aard van die saak. Maar ek kan jou nou sê dat al hierdie coaching vriende se dokters is bewus dat hulle Carnivore doen en hulle sê gaan aan daarmee. Inteendeel, daar's van hierdie dokters wat hulle aanmoedig en sê dit is die beste ding wat jy kon gedoen het. En die rede daarvoor is jy skakel suiker uit, jy skakel stysel uit en jy verhoog ketone. Jy weet, jy vat jou inflammasie weg. En jou spysvertering is die meeste van die tyd leeg. So dit is 'n groot wen. Maar ja, ons het die kanker bootcamp ook al aangebied en jy's welkom om dit vir hulle aan te stuur. Ek vind ook waar dit is, ons sal ek net van. Ja, jy moet dit dalk net bestel, want dit is, ek weet nie of jy dit al ontvang het nie. Dit is, jy's welkom. As ons 'n bietjie terug gaan kyk. Jy gaan kyk of jy hom het, as jy hom nie het nie, dan kan ek dit net vir jou aanstuur. Ja, maar nee, Andrei, baie dankie vir jou getuienis en so, ons waardeer jou en vir Mary, en baie dankie dat julle hierso is.
Dis hy. Dis 'n plesier, Kobus, dankie vir Dankie man, mooi aan daarso. Ja, Zo. dankie. Anlei, ek is so bly jy is hier so man, baie welkom. Hi, dankie Kobus. Sy, ja, ek het ek wil maar net eers sê, ek het nou 'n foto gedeel van voor en na, Anlei het 'n foto met my gedeel en ek het dit nou met toestemming gedeel op TikTok, ek sal dit nou op Facebook ook deel, van hoe sy gevorder het van voor Carnivore tot nou huidiglik met Carnivore en ja, wat 'n inspirasie. Ek wys vir my vrou die foto, die twee foto's, sy sê, joh, dit is fantasties hoor. En baie dankie vir dit en jy's regtig 'n bron van inspirasie vir baie mense hoor. Baie dankie. Ek het mens wil nooit daai before foto hê nie, maar ek dink ons almal, dis die dag toe jy met jou rug teen die muur was. Jy het either in die hospitaal gelê of jy het 'n foto gesien of jy het 'n broek probeer aantrek of jy het net in die spieël gekyk en gesê tot hier toe nie verder nie. Ons liggaam is tog die tempel van die Here. En in hierdie proses het ek gedink my afterfoto gaan maande vorentoe wees. Want jy is seker mal om Carnivore toe te gaan. Vleis en vet en oh my word, so ek het basies altyd laafvet gedoen. Al die velletjies afgesny, maar droë hoendertjies sonder goeters. Ek was 'n emotional eater, maar ek het ook op 'n plek gekom wat ek sê, hoekom probeer ek dit nie, want ek het begin swel. Geweldig. Ek het begin inflammasie kry en ek het besef, soos wat jy alkoholiste kry, soos wat jy verslawings kry, is ek verslaaf gewees aan ooreet. Ek moes sê, ek kan sit vir my bees op die spit, ek sal by die snoet begin en dan by die popolletjie eindig. Ek moet verskriklik baie eet. En ek moes ook daai van, jy moet jou hele bord kos opeet, dan kry jy nie pudding nie. En as jy siek is, kry jy pudding. Ag, pudding het daai suiker ding het vir my gevat. So, toe ek nou met die Carnivore begin het, ek nou nie rarig gedink het gaan help nie, maar ek het geweet ek moet accountable wees, ek het iemand nodig, wat soos Samajoor na elke bord kos gaan kyk. En nou, voordat ek eet, neem ek haar bord kos en ek is accountable. En ek is nou, Kobus, ek is nog eers 2 maande in April, Mei, Junie. Ja, ek is nog eers 2 maande in nie. En ek moes my afterfoto, het ek vandag gestuur, ek het dieselfde hemp aan. Ek was geskok, want my broeke moet ek omdop nou. Nou, hoe kan jy soveel kilogram en centimeters verloor? En hoe lank wil jy wag voordat jy iets doen? Hoe lank wil jy wag dat jy eers 'n beroerte het? Dat jou geliefdes hier om jou saam, ek meen my seun het hier om my hospitaalbed gestaan en gesê, toe mamma, ek sal die begrafnis betaal. En mamma was 'n goeie mamma. Wil jy daar kom? Of wil jy nou aksie neem? En ek sal sê, neem nou aksie. Wat het jy om te verloor? Gewig, inflammasie, gesondheid, 'n nuwe lewenszest. Ek dink dit is belangrik, want kyk hierso, ek het 'n video gedoen van kyk hoe lyk ek in 'n blazer. Ek kan vir jou in 'n blazer met my ou vetrolletjies beautiful weggesteek het. Maar op die ou ene klim jy in die bad en jy sê vir jouself, ek is nie 'n oorwinning nie. Het die Here ons nie beautiful gemaak nie, en is ongeag ons gewig. Kyk jy, ek moet besef, maak nie saak wat 'n gewig jy is nie. Jou siel is beautiful. So ek is nie op hierdie standaard wat ek soos Hollywood wil lyk nie. Ek wil gesond wees. Natuurlik wil ek gewig verloor. Wys vir my 'n vrou wat nie gewig wil verloor nie. Maar ek wil meer gesond wees. My kleinkinders, ek wil my agterkleinkinders nog sien. So ek moet eerlik wees, ek wou die quick fix doen. Ek het al gesê, ek bring vir my daai inspuitingsie. Swipe left, swipe right. Ek soek 'n quick fix soos alle jare. En dan doen ek die quick fix en dan gaan ek weer terug na my ou manier. So ek is soos 'n atleet wat oefen en dan wen hy iets en dan was dit op die couch. En ek het nou besef,
ek moet 'n lewenstyl hê. So ek kom met my T-bone by jou aan, né? En ek kom met 'n T-bone. Ek het nou nog 'n T-bone afgeneem. Toe dink ek, dis groter as my kop. Ek gaan net die hoekie eet, maar toe eet ek die hele T-bone. Maar daarna was ek nie honger. Ek dink ek het eers die volgende dag ergens geëet. So food noise vir my was verskriklik. Kykie, as ek in Dischem se ry staan, dan praat daai pakkies met my. Hulle ontwerp hom mos so. Hulle sê proe my. En al wat ek sien is seed oils wat baie sleg is vir ons. As ek in 'n restaurant kom en dan kan hom nie in botter doen nie, dan loop ek uit. Moenie vir my 'n gewone olie daar uitdruk nie, want ek kan net sowel gif druk. Ek is geskok dat ek vir Kobus die afterfoto gestuur het van vandag. Sorry, ek het nie eers gesmaal nie, want my man wou 'n videoetjie maak hoe van my broek af. Ek's laf klere, so ek sal nuwe klere moet koop, maar ja, ek net vir Kobus sê dankie. Ek het alhoewel nou hierdie week in my omelet weggesteek, want toe freak ek uit oor feta. Is feta toelaatbaar? Is cheddar? Ek freak uit en toe druk ek gou 'n bietjie alhoewel in. Toe dink ek, dis nie 'n groot sonde nie. En toe neem ek die foto en toe na die tyd sê ek was nou stout vir die eerste keer. Ek het alhoewel aangesit, maar nie baie nie. Toe sê nee, dit bring inflammasie, maar ek het dit dan gelukkig klaar geëet. So hy het nie met my te veel geraas nie, maar hy is ook daar as jy val en verkeerd gaan. Ek moes nou nog 'n stukkie droë wors eet. Ek weet, dis vol spices en alles, maar toe het ek net 'n klein stukkie gevat, want ek het nog nie 'n plek gekry wat vir my droë wors kan maak nie, maar ek het 'n plek gekry wat biltong en sout maak. So jy leer nou maar, en hy het vir my resep gestuur vir yoghurt, maar toe die ou sy termometertjie uithaal, toe sê ek, I'm out, ek gaan die ou bel, hy moet vir my maar yoghurt melk. Maar jy weet, daar is maniere om dit te omseil, en ja, dit is vulnerable om jou ou foto te wys. Ek het lipedema op my bene, so ek het altyd tussen 2 sizes uit, my bo en my onderkant, en dis baie beter, ek loop beter, my maag is nie meer so opgeblaas nie, my vel lyk fabulous, mag ek sê, so ek weet nie wat gebeur nie, maar ek gebruik nie eintlik die room nie, maar ek dink van binne af begin jou liggaam te heal, en is 'n belegging wat jy in jouself maak, vir jou beroep, vir jou mense, vir jou kleinkinders, en ek het nie gewag tot ek uit die huis uit gesny word nie. Ja. Want ek was al klaar in die hospitaal, ek was al daar, wat ek vir my lewe geveg het. Ek het besluit, nou is die tyd, en ek het April begin, en ek gaan goed aan. Ja, ek is so, ja, maar dit is, jy praat baie goed, en jy praat baie mooi. Ja, en 7,5 kilogram wat jy af is, né? Ja, maar die sentimeters is radikaal. Ek probeer my nie definieer deur my skaal nie. Ek dink dit is belangrik. My skaal is nou my op die koek. Asof jy daai het altyd gekry het om jou gewig af te kry. Ja, het die manier gekry, moes gestaaf het. Ek het letterlik in starvation ingegaan, en nou eet ek lekker. Ek eet daai vleis, die chop hang so uit my mond uit, die vet loop te my wange, ek geniet na my kos. Ja. As ek daai hele T-bone wil opeet, girl, dan eet ek hom vir hom. Ek begin voor ek en dan sê ek, espresso asseblief, en dan sê ek, en asseblief regte botter, dan bring ek my botter, gooi ek hom by, in my espresso, dan raak almal so oor. Maar ek is anders, terwyl ek daai espresso met die botter drink, weet ek voel sommer smel die vet weg, en hulle kan nou maar hulle cappuccino met melk en suiker drink, en ek gaan lank lewe. Ek gaan 'n vol lewe hê, en ek weet die vet maak nie sin nie. Het is weird. Ek het nie gedink die kar nie voor kan werk nie. Ek het dit net probeer, maar ek dink is 'n lewenstyl wat ek vorentoe kan doen. En dit maak my opgewonde, maar my hele huis eet nie saam, maar my dogter het dan gesê sy gaan op. En my man loer nog so, maar hy is nog lief vir sy sweeties en so, jy weet, daai suikerverslawing,
wil jy met hom, hy wil jou hê, want Ja. hy wil jou kanker gee. Ja, So wanneer gaan jy besluit, ek haal daai suikerverslawing uit? Kobus het sy hande vol gehad, sê, Kobus, ek wil suiker hê, ek sukkel, en sê vir my, hou byt net vas. Wat ek besluit het, as ek suiker wil hê, dan eet ek 'n stukkie water. Druk Ja. ek dit in my mond, ja, dan geniet ek dit, as die suikerloos weg. Dis crazy, maar dit werk. I don't know how. En dan kom die mense en sê, sê gaan vir my wat jy doen. Ek wil gou opvindig gaan opgaan, wat eet jy? Dan sê ek, sluit aan by Kobus. Nee, gee gou vir ons die resepie. Maar daar's baie fynere detail wat Kobus vir jou sê. Wat van julle gesê het, julle het dit al probeer, maar julle het dit verkeerd gedoen. ja. En moenie na my toe kom vir 'n quick fix nie. Ek gaan vir jou 'n preekie daar wegsteek, hoor. Baie dankie. Jo, Anlei, baie kragtige getuienis wat jy daar gee. En weet jy, die inspirasie wat jy hierso gee, die video's wat jy maak, jy weet ook vir jou besigheid en so, ek kan sien jou energievlakke is deur die dak. Ek dink Johan kan dit sommer opmerk. Dit is nou Johan, jou man. Ja, en dit is regtig inspirerend. En ek dink ook jou kollegas, ek dink hulle sien net hierso gebeur nou iets. Kan net dink, jy weet. So, Ja, verseker, ons is in ons beroep, ek is 'n bemarker ook gewees voordat ek 'n eiendomskonsultant geraak het. So ek is in die bemarkingindustrie en ek moet sê deesdae is baie goeders moet jy op 'n skerm wees. ja, En jy moet jouself blootstel en jy moet met selfvertroue jou beeld uitdra. Wie wil nie in oorwinning wees nie? Wie wil nie daar staan en net so eer gee wat die Here vir ons gegee het, ons lewe, ons tyd, ons purpose en dit voluit lewe nie vir ons kinders, vir ons kleinkinders, vir ons man, vir jou man, maar bo alles vir jouself. Ek dink ons is baie hard op onsself en hierdie is nie 'n dieet nie. Ek dink dit is 'n leefstyl. Ons vrouens, ag, jy weet die hot flushes en jy kry die choopie en alles. We are still beautiful. Dis wat ek ook besef, dat jy hoef nie maar te wees om mooi te wees nie. Jy kan nou waar jy is met jou 20, 40, 80, 100 kg ekstra, kan jy nog steeds mooi wees. Maar dit gaan oor jouself en jou eie selfbeeld vir jouself, wat jy net jouself celebrate as vrou, vir jou gesondheid. Ek dink dis waarvoor ek daar is. Natuurlik wil ek mooi en maar en al hierdie goeders wees, maar ek wil ook in my lewe vier dat as ek wil hardloop met my kleinkind, as ek 'n ding moet uitklim, ek het 'n vorige beroep gehad wat ek gesukkel het om op te staan. So ek moes 'n assistent gehad het wat baie subtiel my net ophelp as ek afsak en ek moet opgaan. En dis embarrassing. Dit is baie erg. Ek luister na elkeen se journey en dis so inspirerend. Baie dankie. Julle ouens wat soveel gewig verloor het, of jy nou bietjie het of baie om te verloor, dit help om op die groep te wees en I'm just so blessed and highly favored om deel van hierdie groep te wees. Baie dankie. Ek is nog nie daar nie, maar ek hoop my bril raak al hoe groter, so meer ek gewig verloor. Nee, jy is definitief daar so en ons is baie trots op jou en baie dankie vir die before en after foto. Ja, en jy gaan nog groot prestasies hê en dankie dat jy dit so lekker klankbord met ons hierso en jou getuienis vertel. Jy inspireer nou baie mense, soos ek jou sê, ek ken 'n paar mense in jou beroep wat absoluut bietjie karnivoor nodig het en jy inspireer hulle want hulle identifiseer met jou want jy is suksesvol in wat jy doen in jou beroep en jy bring dit oor karnivoor toe. Jy weet, soos ek nou vir Andrei ook sê dat jy weet sy karakter wat hy jare aangebou het en sy werksintegriteit en alle goede. Ek kan hoor as ek met hom praat, jy weet, as hy 'n ding aanpak, pak hy het met 'n krag aan. Jy weet, en ek het dieselfde opgetel by jou, en dit is pragtig om dit te sien, en dankie dat jy
ook jou lewenswysheid en ook jou geestelikheid moet ons deel. Ons almal glo nie dieselfde nie, maar ons kan hierso respekvol met mekaar praat en dit wat in ons hart is deel en dit inspireer ander mense. Jy weet absoluut dit wat jy nou gesê het oor jy weet dat ons in die beeld van die Here geskape is. Ek glo dit absoluut en ons moet ook na daai gelykenis lewe en as jy daardie ding begin ondersoek en jy sê, maar hoe wil die Here hê moet ek lewe? Jy weet, moet ek in oorwinning lewe of moet ek in scarcity lewe? Jy weet, moet ek in swaar kry lewe? En sorry, nee, my opinie is die Here wil hê jy moet baie suksesvol wees en baie gesond wees en gebless wees soos jy sê. Jy weet, en ja, jy moet net dit vat. Jy moet dit vat en jy moet dit doen. Soos Andrei gesê het, nou, as jy goeie resultate wil hê, moet jy goeie dinge doen. Of die regte dinge doen. Jy weet, en dit help nie mense raak emosioneel daaroor nie. Dit is so goed, iemand in jou beroep wil suksesvol daar raak en jy gee vir hulle raad wat om suksesvol te doen, maar hulle doen nie die suksesvolle dinge wat nodig is in daai beroep nie. Dan kan hulle mos nou nie die resep blameer nie, want hulle volg nie die resep nie. Jy weet, en dit is, ek dink dit is daardie get back to the basics beginsels wat universeel is. Maak nou nie saak of jy oor geestelikheid praat en of oor jy beroep praat en of jy oor karnivoor praat nie, doen die basics reg. En stel jouself op vir sukses. Jy weet, en weer eens, dit maak nie saak of dit in 'n besigheid is en of dit geestelike goed is en of dit 'n karnivoor is nie. Daar is sekere goed wat jy moet reg doen en haal die emosie uit dit uit en stel jouself op vir sukses en jy doen dit. En dankie dat jy die bordfoto stuur en dat jy so inkoop op die coaching en so lekker kommunikeer met my en met die coaching vriende. En en dit is regtig is 'n voorreg om jou hier so te hê. Ons is baie dankbaar daaroor. Ja. Baie dankie. Ek wil noem dat dit is 'n verslawing dat jy emotional eat en elkeen van ons sit hier en elkeen het 'n storie en ons kan almal die skuld gee jou lewenswyse en alles, maar iets wat ek geleer het is dit hardloop saam met jou emosies. Dat jy het geëet om 'n emosie te onderdruk. So as jy sad is, eet jy die chocolate of by 'n braai om in te wees, eet jy die ekstra kos want dit is nou lekker. En dan as jy begin reg eet met bestanddele wat eintlik baie eenvoudig is, dan wat doen jy nou as jy daai emosie deurgaan? So ek moes aan daai deel ook werk dat ek dit nie vervang met iets nie. So nou het jy nie drank om dit mee te vervang of ooreet nie. Nou moet jy daai trauma of as jy gestres is of wat, nou moet jy dit ook aan werk. En eintlik hou dit 'n spieelbeeld voor jou. As jy reg begin eet en jy begin in oorwinning kom, dan sê jy, weet jy wat, ek is nou 'n groot mens, ek kan aan daai emosies ook werk. Ek kan in oorwinning wees met my emosies en waartoe ek heen gaan. So dis ook vir my 'n learning curve, wat om te doen, basies soos 'n aangebrande pappot. As jy nou reg eet, dan maak jy daai brandsels los. Nou, en dan vat jy daai stukkies en verwerk dit, dan gooi dit uit jou pappot, uit jou liggaam uit. En jy sê, dis nie meer deel van my nie, want ek is nou besig met 'n pad van oorwinning. So gaan nie toelaat dat die verlede, of hoe ek in die verlede geëet het, of trauma verwerk het, of wat ook al, nou my definieer nie. Baie van ons het trauma, en dat jy geëet om 'n leier om jou te bou, dis ek daai. En hoe lank wil jy daai trauma nou, moet jy dit nou dra? Soos wat die vetjies wegsmelt, gaan sekere traumas na vore kom en is fine. Maar nou is jy meer in oorwinning. So dis ietsie wat ek nou ekstra opgetel het, wat nou glad nie deel is van hierdie ding nie, wat ek nou makliker kan verwerk en sê, weet jy wat, ek is in beheer hiervan. I've got it, ek is ouer, I can do this. So as die vetjies wegsmelt, so gaan die trauma ook weg. Ek gaan nooit weer 'n leier om my bou nie. Ek is my eie, ek maak foute en dis hoekom ek ook my foto gedeel het, dat baie vulnerable is.
Dis nie lekker om 'n before foto te sien van jouself maar dan kyk jy hoe ver het jy gekom en ek is nou julle almal inspireer, maar ek wou net daai ding ook vir julle sê. Jo, baie dankie Anlei. Dit was nou 'n pragtige verduideliking daarso. Ek hou van daardie analogie wat jy gebruik het. Ja, mens moet skoon kom. Dis die belangrike beginsel, jy weet. Haal die goeders uit wat jou swaarder maak en jou aftrek, jy weet, wat die potjie vuil maak. Haal dit uit, dit gaan nie werk nie. Jy is heeltemal reg daarso. Nee, dis pragtig. Kom ons hoor 'n bietjie wie wil nog ietsie sê of bydra. Anders moet ons dalk maar afsluit. Ons het nou lekker 'n uur en 'n half gepraat en ons het môreoggend 10:00 het ons die Hart Bootcamp. So ek sal die link vir julle uitstuur, die wat dit bestel het en so. En ek sê vir julle baie dankie en dan donderdagoggend 10:00 het ons dan Mindset 47 wat herhaal. Ek sê vir julle baie dankie. Julle moet 'n rustige aand hê. Anlei, baie dankie dat julle lekker saam gesels het. Heinz, baie dankie. Hannelie, Willem, Nicolien, Johan, Andrei, Erik, baie dankie vir julle hoor. Groot waardering. Het was nou lekker om julle hierso te gehad het. Waardeer dit baie. Salome, julle moet mooi bly. Sean, Tinus, Werda, dankie dat jy hierso was, Werda. Ernst, julle moet mooi bly, né? En Isabel. Ek kom het lekker aan vir julle ook. Baie dankie, groot waardering. Daar sê, mooi bly julle. Daar sê, dankie Isabel, dankie dat jy was. Mooi bly. Bye julle. Bye Willem. Ons sê, dit was nou baie lekker live gewees en ek wil net so sê, Hetty, baie dankie dat jy ook hier was, groot waardering. Mornay, dankie vir die gift wat jy gestuur het. Wikus het ingeskakel hier op Facebook, dankie dat jy kyk, Wikus, baie dankbaar. Ja, hier is al 'n hele paar vriende wat hier so is, kom ons kyk bietjie daar, audience. Right. Ja, en dit was nou sommer 'n groot klomp getuienisse gewees. Boerseun Jakes, baie dankie dat jy was, groot waardering, ek sê vir julle baie dankie. En julle moet 'n rustige aand hê, dankie vir almal wat hier was, hoor. Alright, ek gaan groet. Maar nee, baie dankie, julle moet mooi bly. Melissa wil iets deel, jy kan iets deel, jy is welkom. Kom ons hoor bietjie daar, sê Jan, Nicolaas, kom ons hoor daar, wat sê die mense? Alright. Goed, alright julle. Ek groet julle, julle kan my WhatsApp, dan praat ons weer. Wikus, julle met 'n mooi aand hê, groete daar vir jou net, en dan praat ons weer. Mooi aand daar vir julle.